Goeiemôre vriende. Baie welkom vanoggend by die erediens. Ek wil hê julle moet vir mekaar ook hallo sê. Terwyl ek julle nou gegroet het, kyk som rondom jou, as jy die mense rondom jou nie ken nie, groet hulle, sê vir hulle welkom. Vriende, dis my voorreg om julle te groet in die naam van Immanuel, God by ons. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend hier te wees. Dit is regtig vir ons 'n voorreg, Here, om saam met medegelowiges U lof te besing, om nou die Bybel oop te maak en saam te lees daaruit, om saam na te dink oor die woorde wat U vir ons gee vanoggend, en om dan vir U te vra dat U saam met ons sal wees as ons hier weggaan, sodat ons kan gaan leef as mense wat draers van die lig is. Dankie dat U na hierdie wêreld gekom het om lig in die duister te bring. Dat U na ons gekom het. Dat ons vanoggend kan jubel en juig en bly wees, omdat U ons God en ons Vader en ons Here en ons Verlosser is. In hierdie tyd van Kersfees is dit ons gebed, Here, dat ons dit regtig sal onthou in 'n wêreld wat daarvan vergeet. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons maak ons Bybels vanoggend oop by twee gedeeltes. Ons teks kom uit Matteus 5 vers 14, maar die tema waarmee ons besig is laat daar lig wees. Ek gaan net nou vir julle die verskillende temas wys, en daarom die liggies ook hiervoor. Jesus wat gekom het as die lig vir die wêreld. En dan is die vraag, nou wat dan? Wel, toe het hy ons lig gemaak. En daarom moet ons as lig van die wêreld gaan leef. En as mens dit regtig mooi wil verstaan, dan kan mens geen beter teks lees as Johannes 1 nie. En ek gaan dit weer vir ons lees, Johannes 1 van vers 1. Dis net te sê as my Bybel my wil toelaat. Alright. Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan het ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man gestuur deur God, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom kon glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het gekom na wat syne was, en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Maar aan almal wat hom aanvaar het hy die reg gegee om kinders van God te word, hulle wat in sy naam glo. En dan lees ons uit Matteus 5 vers 14 tot 15, 16. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstander, en so gee dit lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik. Ons lees net tot sover. Ons is besig met die tema, het ek reeds gesê, laat daar lig wees. Verlede week was die eerste deel van hierdie tema, Jesus wat na hierdie wêreld gekom het as God se lig aan die wêreld. Dis wat vir ons hier in Johannes 1 vers 1 tot 5 beskryf word. Vandag gaan dit oor ons wat die lig vir die wêreld is. En kyk mooi na die woordspeling. Jesus was die lig vir die wêreld. Ons is die lig vir die wêreld. En volgende week sluit ons hierdie kort temaatjie af met gaan leef as kinders van die lig. Gaan leef as kinders van die lig. Vriende, die feit dat ons in 'n donker wêreld, 'n spreekwoordelike donker wêreld leef, is nie te betwyfel nie. Ons weet dit almal, ons sien dit rondom ons raak.
Maar as jy vanoggend hier sit, dan weet jy mos ook dat God iewers in die geskiedenis ingegryp het en 'n radikale plan gemaak het met die duisternis van hierdie wêreld. Dis die verhaal van Kersfees. God wat sy seun na hierdie wêreld gestuur het om lig in die donker wêreld in te bring. Johannes 1 vers 9 sê dit mos mooi. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. En toe Jesus kom, toe het hy mos die duister weggedryf. Hy het van hierdie plek 'n beter plek kom maak. En as ons vir 'n oomblik nadink oor hoe dit gebeur het, dan ken jy mos die ou verhaal en die ou geskiedenis. Jesus wat gebore is uit 'n maagd, Josef en Maria en Jesus by die krib, die sterrekykers wat uit die ooste kom, die herders en die engele wat sing, soos wat ons ook gesing het. Dis mos die verhaal van Kersfees. Dis mos die verhaal van die koms van God se seun na hierdie wêreld. Maar dit gaan oor meer as dit. Dit gaan oor meer as dit. Johannes skryf mos verder, hy sê die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na hierdie wêreld toe. En hier is wat ons moet raak lees. Die lig wat gekom het, was nie net 'n baba in 'n krib nie. Dit was die evangelie. Dit was die goeie nuus. Dis mos wat Jesus kom verkondig het. Wat hy nie net verkondig het nie, maar wat hy self kom word het. Die boodskap van verlossing en redding en genade. Dade wat hy gedoen het, wat dui op versoening met God. Jy onthou mos, die krib het gelei na die kruis. En die kruis na die leë graf. En 'n oop hemel. Dis die versoening wat hy kom bewerk het. Wat meer is, sy koms na hierdie wêreld het 'n baie spesifieke doel gehad. Dit was nie net om die plek beter te maak nie. Dit was om elke mens wat in hierdie wêreld leef te verlig. Om ons as dit ware weg te ruk uit die kloue van die duisternis, uit die mag van die duisternis. En dit het nie outomaties gebeur nie. Jesus se koms het die mensdom voor 'n keuse gestel. Of jy aanvaar die lig, of jy bly voortploeter in die duisternis. En nou weet jy mos wat gebeur het. Ons sien dit elke dag om ons. Almal het nie die lig aanvaar nie. Daarom skryf Johannes in Johannes 1 vers 11, hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar daar was ook ander. Daar was ook ander mense wat wel hierdie lig aanvaar het. Wat toegelaat het dat hierdie lig in hulle lewens inbreek. Wat die verlossing wat Jesus gebring het aangeneem het en aanvaar het en vir wie dit 'n werklikheid geword het. En hulle het kinders van die lewende God geword. Johannes 1 vers 12. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te wees. En dan gebeur die wonder. Dit eindig nie daar nie. Dit eindig nie net by die punt waar gelowiges kan sê, maar fantasties, ek is 'n kind van God, ek is 'n kind van die Here nie. Hierdie kinders, sê Johannes en Matteus, hierdie kinders van God, hierdie mense wat toegelaat het dat die lig in hulle inbreek en die duisternis in hulle eie lewe uitdryf, hulle het ligdraers geword in hierdie wêreld. Net soos wat Jesus die lig gebring het hulle ligdraers geword. Johannes 12 vers 36 is Jesus aan die woord, en kyk hoe mooi sê hy dit. Terwyl julle die lig het, en hy sê dit vir die mense wat daar rondom hom staan, moet julle in die lig glo, sodat julle mense van die lig kan wees. Hoor jy mooi? Terwyl julle die lig het, moet julle in die lig glo, sodat julle mense van die lig kan wees. Dis waarom die lig nie verdwyn het
toe Jesus teruggegaan het hemel toe nie. Het jy al vir 'n oomblik daaroor gewonder? Die lig het aanhou skyn in hierdie wêreld. Deur eeue heen, deur geslagte heen, het mense tot geloof gekom, die lig aanvaar, die evangelie verkondig en van hierdie plek 'n beter plek gemaak. Gewone mense, soos jy en ek. En hierdie ding is so belangrik dat dit nie net Johannes is wat Jesus se koms na hierdie wêreld met die metafoor van lig vergelyk nie. Die teks wat ons in Matteus gelees het, sê eintlik presies dieselfde. Maar in Matteus 5 vers 14 is nie net Matteus wat skryf oor die lig nie. Hy stel die lig self aan die woord. Hy haal Jesus direk aan wanneer Jesus sê, julle is die lig. En dan praat hy met sy volgelinge. Hy praat met hierdie mense van wie Johannes sê, wat die lig aanvaar het en tot geloof gekom het, wat die reg opgeëis het om kinders van God te wees. Vir hulle sê Jesus, julle is die lig. En dan gaan hy een stapie verder. Hy gee bykomende betekenis aan wat dit beteken om lig te wees. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar jy sit dit op 'n lampstander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, daardeur verheerlik. Hoor jy wat Jesus hier sê? Hy praat hier van twee beelde, van 'n stad op 'n berg en van 'n lamp op 'n stander. En dan sê hy dit met 'n spesifieke doel. Net so min as wat 'n mens 'n stad op die berg kan wegsteek, net so min kan jy die lig in die duisternis uitdryf. Ons weet dit mos. Die kleinste liggie wat in die donker skyn, dryf die donker weg. Dis sigbaar en daar's niks wat mens daaraan kan doen nie. Net so maak 'n lamp lig in 'n donker plek. En die lampies wat hulle destyds gehad het, was nie kolligte nie. Daar's 'n voorbeeld daarvan op die skerm. 'n Klein lampie met 'n klein vlammetjie wat in die huis opgesteek is en op 'n stander geplaas is, sodat dit lig in die huis kon maak. En ons doen dit anders, nie waar nie? As jy in 'n donker huis instap, is die eerste ding wat jy doen is jy sit die lig aan. Skakel die lig aan. Dan kan jy immer sien waar jy in jou pad is. Dan kan jy sien waarheen jy loop. Kinders van God, ligdraers in hierdie wêreld, om sigbaar te wees en om hierdie plek beter te maak. Dis die belangrikheid van hierdie twee beelde. En as mens mooi daaroor gaan nadink, dan kom jy agter dat dit eintlik oor ander gaan. Natuurlik is die lig ter wille van jouself, maar nie net ter wille van jouself nie. Dis ook ter wille van hulle. Gelowiges is deur God begenadig om soos 'n stad op 'n berg sigbaar te wees en om soos 'n lamp in 'n donker kamer te wees. Gelowiges is deur God begenadig om 'n verskil te maak in hierdie wêreld, om hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Maar dan voeg Matteus by, sodat die Vader in die hemel verheerlik kan word. Sodat die Vader in die hemel verheerlik kan word. Vriende, ons dink baie keer dis ter wille van ons. En natuurlik is dit. Maar dis nie net ter wille van ons nie. Dis juis ook ter wille van die ander, van hulle. Jy onthou mos toe Jesus gekom het, nie ter wille van homself nie. Nie ter wille van homself nie.
maar ter wille van ander, van mense, ter wille van ons. Dis hoekom die lig na hierdie wêreld gekom het, ter wille van ons. Maar dan kom daar een stapie mos by, om die Vader te verheerlik. Johannes 17 vers 1, nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik u Seun, sodat u Seun u ook kan verheerlik. Jesus, wat as die groot lig na hierdie wêreld gekom het, wat die ligdraer in hierdie wêreld kom word het dit gedoen ter wille van ander, en ter wille daarvan om die Vader te verheerlik. Die groot vraag is, hoe raak dit ons? Hoe raak dit ons vanoggend? Ons wat op pad is na Kersfees, die fees van lig. Miskien het jy ook raak gesien hoeveel liggiefeeste daar geadverteer word. Oral rondom ons hou mense liggiefeeste. Ek sien selfs in die parkie hier agter is daar liggies opgeslaan. Hier is wat ek weet en wat ek glo. Jesus het as die lig na hierdie wêreld gekom. En as hy jou lewe verlig het, dan is jy en ek ligdraers in hierdie wêreld. As ons hierdie boodskap aanvaar het, dan is ons geroep om 'n verskil te maak hier en nou. En nou moet jy mooi hoor. Jesus het nie vir sy disippels gesê en vir sy volgelinge gesê, julle kan kies of julle ligdraers wil wees nie. Hy het vir hulle gesê, julle is die lig vir die wêreld. En hier is jou roeping en my roeping. Juis nou in Kerstyd. Juis nou terwyl almal opgewonde is oor liggies en ligfeeste en liggiefeeste hou, is om juis nou die geleentheid uit te byt om die ware boodskap van lig wat gekom het na hierdie wêreld uit te dra. Dis juis nou ons opdrag en ons roeping en ons taak om uit te gaan en te gaan vertel van Jesus wat as die lig gekom het. En as jy en ek dit begin doen, dan word ons die ligdraers wat ons veronderstel is om te wees. Dan doen ons dit nie net ter wille van onsself nie, maar ons doen dit ter wille van ander. Maar meer as dit, ons doen dit ter wille van ons Vader in die hemel. Het jy al so daaroor gedink, dat dit wat jy en ek hier doen, hier en nou, tot eer en verheerliking van ons Vader in die hemel is. Dat jy wat 'n ligdraer is, so kan en moet optree, dat die Vader in die hemel verheerlik word. As mens mooi na die betekenis van daai woorde gaan kyk, dan sou mens amper kon sê om God in hierdie wêreld sigbaar te maak. So dit wat ons doen, en dit wat ons sê, wys vir die wêreld wie God is. Nou maar Johan, ek is nie so seker of ek dit kan doen nie, wil jy dalk nou volgens sê. Ek bedoel, ek is oud, my lewe is verby, of ek is te besig, of ek weet nie hoe nie. Weet jy wat? Dis nie 'n swaar las nie. Jesus het nie sy kinders belas toe hy vir hulle gesê het, julle is die lig vir die wêreld nie. Hy het vir hulle 'n wonderlike geleentheid gegee. En daarom is dit 'n wonderlike voorreg wat jy en ek het, om in hierdie wêreld Jesus se lig te laat skyn. Dis 'n geleentheid wat jy en ek het, om 'n verskil te maak, oral waar ons elke dag is. Juis nou, op pad
na Kersfees. En as jy vanoggend hier sit en jy sê wel, ek is maar 'n flou liggie. Ek is maar net nog aan die brand. Dan het ek vir jou goeie nuus. Die Vader verwag nie van jou om 'n kollig te wees nie. Verwag nie van jou om 'n kollig te wees nie. Flou wees is miskien juis reg. Klein wees is miskien juis reg in die wêreld waarin ons leef. Want kyk na die liggies op die skerm en jy kan kyk na die liggies hier voor aan die boom. Dis die geheim van Kersliggies nie waar nie. Dis nie een groot kollig wat in hierdie wêreld inskyn nie. Dis duisende klein liggies wat in mekaar gevleg is en wat saam brand en saam skyn wat van hierdie wêreld 'n beter plek maak. Dis wanneer gelowiges, ligdraers mekaar se hande vat en saam begin skyn wat ons verandering bring en wat ons die wêreld laat sê, wow, dis spesiaal. En dis die manier waarop jy en ek vir die wêreld moet wys wie God regtig is. Dis die manier waarop jy en ek in hierdie wêreld, van hierdie wêreld 'n beter plek moet maak. Dis die manier waarop jy en ek die donker kan terugdryf. Jy hoef nie vanoggend hier te sit en te dink, wel ek kan nie. Jy kan. En dis waaroor ons volgende week gaan praat. Hoe doen 'n mens dit? Al is jy 'n klein en 'n flou liggie. Ek wil afsluit. Ons is geroep. Ons is gered. En ons word gestuur om ligdraers in hierdie wêreld te wees. Jesus het as die groot lig gekom en hy het hierdie lig na ons kom aangee. En hier's die uitdaging. Wil jy nie dat elke kersliggie wat jy in hierdie komende weke sien, jou daaraan herinner dat jy God se lig in hierdie wêreld is nie? Dat jy hierdie plek beter moet maak, saam met ander. Dat jy vir die wêreld moet wys waaroor dit regtig gaan. Maak dit deel van jou Kersbeplanning. Amen. Daar's geleentheid vir stil gebed. Dalk het jy behoefte om net 'n bietjie na te dink oor jou eie omstandighede en oor hoe jy in hierdie wêreld as 'n ligdraer kan leef. 'n Paar oomblikke van stil gebed. Here, baie dankie dat U ons goed genoeg ag om ligdraers in hierdie wêreld te wees. U kon waarskynlik 'n miljoen engele gestuur het en die donker eensklaps verdryf het. Maar U doen dit nie. U het U lig in elkeen van ons laat skyn. En U het U lig aan ons oorgegee sodat ons van hierdie wêreld 'n beter plek kan maak. Ons kom bid vanoggend dat U deur U Gees vir ons sal lei en sal rig en sal help. Vir ons die woorde sal gee, die plek, die wysheid, die energie om dit regtig te doen. Vat ons vrees weg, Here, maak van ons onverskrokke ligdraers wat bereid is om vir die wêreld te wys wie U is
sodat U verheerlik kan word. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek nooi jou nou om te staan en saam met my jou geloof hardop te bely. Wanneer ons dit doen, dan sê ons vir mekaar en vir die Here dat ons hierdie lig aanvaar het, dat die lig in ons skyn en dat ons sal uitgaan en hierdie lig na buite sal uitdra. Kom ons doen dit hardop. Ek onthou wat Henny Stander op 'n stadium gesê het. Hy sê dis nie iets wat 'n ou moet mompel nie. Mens moet dit, hy het so 'n mooi woord. Hy sê jy moet dit luid sê sodat die mense kan hoor wat ons glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Verlede Sondag, Jesus was die lig vir die wêreld. Vandag, ons is die lig vir die wêreld. Volgende week, hoe leef 'n mens as 'n kind van die lig? Hoe kry mens dit reg in hierdie de mekaar donker wêreld? Ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Die Here gaan voor jou wees om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here gaan agter jou wees om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here gaan langs jou wees om jou in sy arms toe te vou. Die Here gaan onder jou wees om jou op te tel as jy val. Die Here gaan bokant jou wees om jou te seën. Die Here gaan deur sy Gees in jou wees om jou te help om 'n ligdraer in hierdie wêreld te wees. Die Here seën jou. Amen.